Hallo almal en baie welkom. Het jy al ooit jou kraan oopgedraai en gewonder, waar kom hierdie water vandaan en hoe weet ons dis veilig? Wel, vandag duik ons diep in die wêreld van watersuiwering. Ons gaan alles dek wat jy moet weet om daardie graad 6 eksamen te laat klop. So, is jy reg? Kom ons spring weg. Goed, hier is ons plan van aksie vir vandag. Eers gaan ons die belangrike woorde leer. Dan, hoekom skoon water so krities is. Ons sal kyk na die verskillende maniere om water te suiwer, hoe die munisipaliteit dit op groot skaal doen en laastens, hoe ons almal kan help om water te bespaar. Kom ons begin. Reg, ons skop af by die heel begin, die woordeskat. Jy sien, net soos enige ander vak, het watersuiwering sy eie taal. As ons hierdie paar sleutelterme onder die knie het, gaan die res van die werk sommer soos, water vloei. Hier is ons eerste vraag om oor te dink. Wat presies bedoel ons as ons sê water is suiwer? En wat is hierdie proses wat ons suiwering noem? Klink amper dieselfde, nê? Maar daar's 'n verskil. So, hier's die antwoord. Suiwer is die eindresultaat. Dit beteken die water is skoon, geen modder, geen blare en, baie belangrik, geen onsigbare skadelike kieme nie. Suiwering, aan die ander kant, is die aksie. Dis die hele proses, die resep wat ons volg om die water van vuil na veilig te neem. Maklik, né? Nou ja, ons ken die goeie water, maar dis net so belangrik om die soorte water te ken waarvoor ons moet ligloop. So, wat is riool, ongesuiwerde water en stilwater? OK, kom ons breek dit op. Riool. Dis nou daai afvalwater wat van ons huise se toilette en wasbakke afkom. Definitief nie drinkwater nie. Ongesuiwerde water is basies enige water in die natuur, soos in 'n dam of rivier wat nog nie skoon gemaak is nie. En stilwater? Dink aan 'n waterpoel wat vir dae lank net so lê. Dis 'n perfekte broeiplek, 'n 5-ster hotel vir kieme en muskiete. So, nou dat ons die basiese terme verstaan, kom ons by die groot vraag: hoekom? Hoekom is dit alles so belangrik? In hierdie afdeling kyk ons na hoekom skoon water, oftewel H2O, absoluut noodsaaklik is vir lewe op aarde. Wel, die redes is oral om ons. Eerstens, ons liggame het dit nodig. Dis nie onderhandelbaar nie. Sonder genoeg skoon water raak ons gedehidreer en siek. En as water vuil is, kan dit mense en diere vinnig siek maak en die hele natuurlike omgewing versteur. En kom ons wees eerlik, selfs vir die lekker dinge in die lewe, soos om in 'n dam te swam, het ons skoon water nodig om dit veilig te geniet. Hier is nou 'n baie interessante feit. Die natuur het eintlik sy eie ingeboude suiweringsstelsels. Vlei lande, daardie moerasagtige gebiede, werk soos die aarde se eie niere. Hulle filtreer en maak water natuurlik skoon. Maar, en hier is die groot maar, hulle is heeltemal te stadig. Hulle kan onmoontlik nie byhou met die miljoene liters water wat 'n stad elke liewe dag nodig het nie. En dit bring ons by die volgende groot vraag, die hoe. As die natuur se stelsels nie genoeg is nie, hoe maak ons dan water op groot skaal skoon? Kom ons kyk na 'n paar praktiese metodes. Die proses begin altyd met die goed wat jy kan sien. Stap 1 is sigting. Jy gebruik letterlik 'n groot sif om al die takke, blare en plastieksakke uit te haal. Daarna kom afsakking. Jy laat die water net vir 'n rukkie staan sodat al die swaar goed soos sand en grond na die bodem kan uitsak. En laastens, filtrering. Hier gooi jy die water deur iets soos 'n fyn lap of spesiale filtreerpapier om daardie laaste klein drywende stukkies vuilheid te vang. Reg, hier is 'n baie belangrike een wat jy moet ken, veral vir die eksamen. Wat is die verskil tussen afsakking en dekantering? Wel, afsakking is die proses wat van self gebeur. Die vuil goed sak uit na die bodem. Dekantering is die aksie wat jy dan doen. Jy gooi die skoon water wat bo dryf versigtig af, sonder om die modder onder te versteur. So die een is die wag en die ander een is die doen. So, nou is die sigbare vuil goed uit. Maar wat van daai onsigbare gevare, die kieme en bakterieë? Daarvoor is daar 2 hoofmetodes. Die absoluut beste en maklikste manier is om die water te kook. As water vir 'n paar minute kook, maak die hitte al daardie nare kieme dood. Die ander opsie is chemies. Jy kan spesiale suiweringstablette of 'n klein veilige hoeveelheid chloor byvoeg om dieselfde werk te doen. Goed, dis hoe jy 'n bottel of 2 water kan suiwer. Maar hoe kry jy 'n hele stad met miljoene mense elke dag skoon water? Dit bring ons by grootskaalse munisipale suiwering. Kom ons kyk hoe daai kraanwater van jou eintlik by jou huis uitkom.
Die proses by die munisipaliteit is eintlik net 'n reuse weergawe van wat ons nou net geleer het. Stap 1: massiewe sifters haal al die groot rommel uit die water. Stap 2 is ontsmetting, waar hulle presies die regte hoeveelheid chemikalieë soos chloor byvoeg om miljoene liters waterkiem vry te maak. En dan, stap 3, is die verspreiding. Daardie skoon, veilige water word deur 'n massiewe netwerk van pype tot binne in jou huis gepomp. Ons is by ons laaste hoofstuk vir vandag. Nou dat ons weet waar ons water vandaan kom en hoe dit skoongemaak word, moet ons praat oor ons eie rol in die hele prentjie. Hoe gebruik en bespaar ons hierdie kosbare hulpbron? Hierdie is 'n vraag wat lewens kan red, so luister mooi. Hoekom is dit so ongelooflik gevaarlik om water direk uit 'n dam of 'n rivier te drink, selfs al lyk dit kristalhelder en skoon? Die antwoord is eenvoudig. Dit is wat jy nie kan sien nie, wat jou siek maak. Daardie water, al lyk dit perfek, kan wemel van mikroskopiese kieme, gevaarlike bakterieë en parasiete. Hierdie klein organismes kan jou verskriklik siek maak met dinge soos cholera of diarree. So die reël is eenvoudig: moenie dit waag nie. Dit bring ons by 'n groot konsep. Hoekom sê ons water is 'n skaars hulpbron? Ek meen, die planeet is mos oorwegend blou, nê? Ja, maar die oorgrootste meerderheid van daardie water is soutwater in die oseane. Dis net 'n klein persentasie wat vars is. En soos ons nou gesien het, kos dit 'n reuse klomp tyd, energie en geld om daardie varswater skoon en veilig te maak vir ons om te gebruik. So, as jy net een enkele ding onthou van alles wat ons vandag bespreek het, laat dit hierdie wees. In 'n noodsituasie, as jy ooit onseker is oor water, is die maklikste, vinnigste en veiligste manier om dit te suiwer by die huis, om dit vir 'n paar minute te kook. 'n Ketel is jou beste vriend. En dit bring ons aan die einde van ons reis. Julle weet nou hoe water vuil word, hoe ons dit skoonmaak en hoekom dit so belangrik is. So ek los julle met 'n laaste vraag. Dit is nie vir die eksamen nie, maar vir die toekoms. Jy weet nou hoe om water skoon te maak. Die regte vraag is: hoe gaan jy help om ons waterbronne skoon te hou? Dink 'n bietjie daaroor. Baie sterkte met die eksamenvoorbereiding.